Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 178. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of net 'n boodskap, of iets wil weet, is jy baie welkom. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Sou u dalk belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, dis een wat in 1860 vertaal was deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam. Dis basies 'n 1611 King James Bybel met al die geopenbaarde name in. Die naam Jaffa, J-11-H-F-11-H, 6923 keer in die Ou Testament, in die Nuwe Testament 127 keer. Halleluja. Sou jy belangstel? Ek het 'n klompie van hulle, jy kan my skakel om dit te bekom. En ek het juis 'n promosie op hulle op die oomblik, waar jy, as jy een van hulle koop teen dieselfde prys wat dit die laaste 2-3 jaar verkoop word, kry jy enige een van my ander boeke gratis saam. Enige een. En die meeste van daai boeke is R700 'n boek, posgeld ingesluit. So jy is baie welkom. As dit die eerste keer is, of ek net sê, my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Hierbo is alles vir u gerief. As dit die eerste keer is dat jy dalk na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Asseblief gaan na deel 1 en begin reg voor. Dit is uiters belangrik. Dis ook baie belangrik om in te teken sodat u kan die kennisgewings ontvang van al die studies waarmee ons besig is ook ons TikTok boodskap. Ek wil weer vir broer wat sy naam Rudy baie duisend dankie sê, broer Rudy Venter, vir sy werk wat hy doen daarso met vir ons elke week op te sit. Broer David op die YouTube kanale, die ander werk, die preek en goed, en natuurlik ook ons webtuiste. Webtuiste op die oomblik is 'n verskriklike sukses. Jaffa is besig om mense te bereik in hulle duisende elke dag. Ek wil net sê, u sal nie glo wat is besig om te gebeur met ons Engelse webtuiste nie. Sal dit nie glo nie. Stuur die Engels uit vir die Engelse mense wat jy ken, van die webtuiste, en stuur dit vir 10 Engelse mense wat jy ken. Daar is soveel mense in die wêreld wat Engels praat. En ek sê vir u, in tyd om te kom, as Jaffa Lewensgesondheidspaar, nie oor 100 jaar nie, gaan die Engelse webtuiste soveel groter wees en die uitsendings as die Afrikaans. Hoekom? Want die wêreld is Engels daar buitekant. Goed, jy moet die kennisgewings met die vriende en kennisse deel, en ook 'n skryfblok en pen is baie belangrik. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jaffa vir vanoggend dat ons met die woord kan besig wees. Dankie vir gehoorsaamheid. Die woord sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Ek wil vanmôre sê dankie dat ek kan hoor as die Ruach met my praat en my in 'n rigting inlei. Seën vanmôre u woord, spreek u tot elkeen van ons en bereik u bo-natuurlike doel in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua, die volk sê halleluja. Halleluja, die volk van Jaffashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie weer 'n groot seën vir u gaan wees. Ja, ons is nog steeds besig met Spreuke 14, ons is nog steeds by vers 2. En gisteroggend toe vat Jaffa die hele studie net in 'n ander rigting in. Maar weet jy wat, daar gaan saad in goeie grond val, ek weet dit. Daar het goeie saad in goeie grond geval, ek weet dit. Hy sê in Spreuke 14:2, wie in sy opregtheid wandel. Dit beteken vanmôre dat
ek en u, is nie geroep om in 'n halwe waarheid te wandel nie. Weet jy wat, as ek moet in 'n halwe waarheid wandel, dan los ek dit eerder alles. As ek aan u 'n halwe waarheid moet verkondig, dan stop ek dit onmiddellik. Want die Bybel sê dat hy wat die geringste van my kinders laat struikel, is beter om 'n meelsteen om jou nek te vas te bind in die see te spring. En wanneer ek 'n halwe waarheid aan u verkondig, dan laat ek u struikel. Dan speel ek in die hande van Satan in. Maar vir my en vir ons is Javiste reg oor die wêreld, is dit of die hele waarheid of niks. So maklik soos dit. Dis of die hele waarheid of niks nie. Wie in sy opregtheid wandel. Kom ons wees eerlik met mekaar vanmôre. Kom ons laat toe dat die Ruach sy doel bereik in ons lewe. Sê vir my, as ek vir u moet vanmôre vra, wandel u in sy opregte waarheid? Jy sien, as jy die skrif lees in Spreuke 14 vers 2, daai sy moet 'n hoofletter wees. Maak hom 'n hoofletter. Wie in sy, dis Jahwe Almagtig, se opregtheid wandel. Kan ek en u vanmôre met opregtheid in ons harte sê, ons wandel in opregtheid in die teenwoordigheid van Vader Jahwe? Ek kan nie vir u antwoord nie. U kan nie vir my antwoord nie. Maar weet jy wat, die Ruach HaKodesh funksioneer van hier af. Sielsdimensie. Hy weet alles. Vader Jahwe sê, voor jy iets gesê het, het hy alles geweet. So jy kan vir my lieg en ek kan vir u lieg. Maar ons kan nie vir Jahwe en Jahweshua lieg nie en ook nie die Ruach nie, want hy weet alles. Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, H-E-R-E, dis waar ons gisteroggend sommer net so na die kant toe is, en so sommer net so aangehou het hierdie kant toe. So die Ruach werk. Kan die Here wees nie, ek is terug, ek gaan nou nie weer alles, Here, H-E-R-E, Koning Salomo het niks geweet van die Here nie. Maar hy het die Vader se naam geken, en het die Seun se naam geken. Anders het hy nie gevra het in Spreuke 30 vers 4, hoe is sy naam, en hoe is die naam van sy seun nie? En as jy 'n nuwe kyker is, dan wil ek vir jou sê, iemand gaan ondersoek instel. Daai vraag, dit is Pastoor Rika se skrif natuurlik. Dis wat haar tot die geopenbaarde woord gedryf het. Toe ek niks wou weet daai tyd met hom tuis nie, was Spreuke 30 vers 4. Hoekom? Want hom tuis het Spreuke 30 vers 4 in sy eie handskrif geskryf voor in die restoration of the original Sacred Name Bible wat hy vir ons gestuur het. Sy eie Bybel. Hy het dit geskryf en sy het dit gesien. En dit het haar gemotiveering gedryf. Nou kom ek en sê ek, dit kon nie Here gewees het nie. Wat is sy naam? En vir 'n nuwe kyker is, of 'n nuwe iemand wat hierdie woord hoor in die begin, is dit die antwoord. Wat is jou God se naam? Antwoord hom met Spreuke 30 vers 4. Ek wil net dankie sê vir die mense wat luister. Ons het soveel mense wat skakel, wat sê, prof, ek is besig om besigheidskaartjies te maak, en kan ek dit doen, kan ek so maak, en ek gee raad, en ek probeer, soos die Engelsman sê, guide, dat ons die regte goed sit. Ek wil net sê, moenie 'n klomp inligting op 'n besigheidskaartjie sit nie. 'n klomp inligting oor die geopenbaarde name, en Elohim, en El, en Eloah, en moenie. As die ou die ding sien lê by Spar, en hy kyk hom so, en daar's 'n klomp name en goed daarop, hy gaan dit nie eers vat nie, want hy sal skrik vir dit, want daar's soveel rubbish daar buitekant. Verstaan?
ons het op die regte tyd het Jaffa vir ons die bonatuurlike name gegee. Nou is die ouens wat sy oë oop gaan en die ou wil dit hê en daai ou wil dit so en hy verstaan, elkeen het sy eie ding wat hy try doen. Want hulle wil nie by die woord wees nie. Hulle try hulle eie dogmatiese ding doen. En moenie te veel inligting op jou besigheidskaartjies sit nie. Praat eerder met my, dan help ek jy. Een kant Afrikaans, een kant Engels. Hy sê, wie in sy opregtheid wandel, vrees Jaffa ons Elohim. Halleluja. Kyk hoe mooi klink dit. Wie in sy opregtheid wandel. Nou daai vrees is nie bang wees nie. Ek as 'n kind was in my lewe nooit vir my pa bang nie. Nee. Wie het bang is, jy gaan kry weg as jou pa stop, want as hy van die werk afkom. Dan sit jy agter die kamerdeur, klim onder die bed in. Nee. Nee. Ek was bly om my pa te sien. Ons het my pa gesoen groet van ons klein kindertjies was. En tot my pa se dood het ek hom gesoen groet. Ek was nooit bang, ek het hom nie gevrees nie, maar ek het hom gerespekteer. Die grootste agting vir my pa gehad, respek. En tog was hy ook nie 'n perfekte mens nie. Soos nie een van ons is nie. Dis die ander wonderlike ding. Ons kan dink ons is alright en dan, nee, jy is nie regtig nie. Want die disciples sê vir Jaffa, goeie getroue meester, hy sê, wow, stop net daar. Daar's nie een van ons wat goed en getrou is, want hy was in die vlees. Dis net my vader. Terwyl Jaffa nie sonde gedoen het, die woord sê, hy het sonde geword. Hoekom? Hy het aan 'n Romeinse houtkruis gesterf. En die Bybel sê, vervloek is hy wat op 'n houtkruis sterf. So wat sê hy hierso? Wie in sy opregtheid wandel, man en vrou, vrees Jaffa ons Elohim. En wanneer ons sê, hy vrees hom, dan wil ek sê, daai vrees, wil ek sê, kom ons verander. Ek wil nie sê, krap uit jou Bybel uit nie. Ek wil hê, skryf daar op die kant, een kant in, respekteer hom. Nie vrees. Vrees is vir my die verkeerde woord daar. Toosjes sal hierso, is nie so lekker verstaan nie. Ek so gesê het, hulle respekteer hom. Hulle het respek vir hom. Maar hy wat verkeerd is in sy weë, met ander woorde die sondaar, die ongoddelike, die een wat die spot dryf, die een wie in sonde lewe, die een wat sy eie ding doen, maar hy wie verkeerd is in sy weë, in sy eie weë, verag hom. Verag wie? Daai hom, kyk daar hom is 'n hoofletter H. Kan jy dit sien? Verag hom. Wie is dit? Jaffa, ons Elohim. Hulle verag hom. Hulle dryf die spot. Hulle sê, waar's die wederkom, die belofte van die wederkom soos wat daar gepreek was 2000 jaar gelede. Ek wil sê, kom ons, ek wil dit in Engels sê, let's watch the space. Kyk na die dinge wat om ons gaan. Let's watch the space. Kom ons neem kennis van dit wat om ons besig om te gebeur. Ons lewe in die eindtyd. Ek is besig met die reeks oor die Efrat rivier en die boek Openbaring. Dit is so belangrik om die boek Openbaring te ken in die letter en in die komma en in die punte in. Ons lewe in die eindtyd, die dinge is besig om ons te gebeur. Dinge in Amerika. Alles hierdie goed. Trump en Elon Musk wat nou in hulle verhouding en eers die grootste vriende, toe nou vyande, nou word hulle weer vriende en verstaan wat ek sê? En dis nie die goed wat ons moet dophou nie, maar dit is deel van die politiek en die goed wat gebeur. Maar een ding weet ek, my Bybel sê, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, kyk op,
waarvandaan julle verlosser kom, Jahvashua, julle verlosser. Halleluja. Het u wederkomsverwagting? Het u vanmôre in opregtheid 'n wederkomsverwagting? Glo u daarin dat u glo dat Jahvashua gaan kom, of hoor jy maar net die mense praat van sy wederkoms? Ek wil anders stel, is u op die plek dat as die wederkoms plaasvind, dat jy kan saamgaan? Ons weet, die wederkoms kan nie nou plaasvind nie, maar die verbond is nie geteken nie. Ek preek die goed al vir die laaste 50 jaar. Dit kan nie gebeur nie, want die laaste vredesverbond is nog nie geteken nie. Verstaan ons dit? Maar Jahvashua kan kom vir ons. As ek nou 'n hartaanval kry en val vorentoe, dan kom hy vir my. Hy kom nie op die wolke nie, maar die paradysengele kom om my te haal. Hoekom? Ek is bereid. Daar gaan nie 'n doodsengel na my toe kom nie. U wat bereid is, daar kom nie 'n doodsengel jou haal nie. Nee. Waaroor sal 'n doodsengel enigiets met ons te doen wil hê? Nee, die dood is net 'n gordyn waardeur ons stap in die ewige lewe in. Ek het dit al 'n paar keer gesê. Ons vrees nie die dood nie. Ons weet wat's agter die gordyn. Ons stap deur die gordyn van die lewe in die ewige lewe in. Die gordyn is net daar om die ewige lewe van die lewe te skei. En dit word genoem die doodsgordyn. Ek verwys dit na as die doodsgordyn in die boek van die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, 'n swart boek. Ek dink ek het maandag van hom gepraat. Julle moet hom kry. Dit vat daai vrees weg dat ek en u nie nodig het om die dood te vrees nie. Hoekom? Ons stap deur die doodsgordyn in die ewige lewe in. Maar dit is nie 'n doodsengel wat my kom haal nie. Ons as bereid verwag die paradysengele om ons te kom haal. Miskien met 'n hemelkoor. Hoekom? Want die Bybel sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Nou ja, so die tyd ons alweer gevang en ons is alweer van die punt af. Maak nie saak nie. Solank as wat Jahva ons voed met die woord van die lewe deur die Ruach HaKodesh. Tot môreoggend, kom ons wees die beste Jahviste wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahvashua kom weer. Halleluja. Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 178. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jahvashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of net 'n boodskap, of iets wil weet, is jy baie, baie welkom. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jahvashua.co.za. Sou u dalk belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, dis een wat in 1860 vertaal was deur ene Dr. Joseph Brilliant Rotterdam. Dis basies 'n 1611 King James Bybel met al die geopenbaarde name in. Die naam Jahva, J-11-Hy-Vaf-11-Hy, 6923 keer in die Ou Testament, in die Nuwe Testament 127 keer. Halleluja. Sou jy belangstel? Ek het 'n klompie van hulle, jy kan my skakel om dit te bekom. En ek het juis 'n promosie op hulle op die oomblik, waar jy, as jy een van hulle koop teen dieselfde prys wat dit die laaste 2-3 jaar verkoop word, kry jy enige een van my ander boeke gratis saam. Enige een. En die meeste van daai boeke is R700 te boek, posgeld ingesluit. So jy is baie, baie welkom. As dit die eerste keer is, of ek net sê, my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jahvashua.co.za. Hierbo is alles vir u gerief.
As dit die eerste keer is dat jy dalk na die reeks kyk, is verskriklik welkom, asseblief. Gaan na deel 1 en begin reg voor. Dit is uiters belangrik. Dis ook baie belangrik om in te teken, sodat jy kan die kennisgewings ontvang van al die studies waarmee ons besig is ook ons TikTok boodskap. Ek wil weer vir broer, wat sy naam, Rudy, baie duisend dankie sê, broer Rudy Venter, vir sy werk wat hy doen daarso met vir ons elke week op te sit. Broer David op die YouTube kanale, die ander werk, die so preek en goed, en natuurlijk ook ons webtuiste. Webtuiste op die oomblik is 'n verskriklike sukses. Jaffa is besig om mense te bereik in hulle duisende elke dag. Ek wil net sê, u sal nie glo wat is besig om te gebeur met ons Engelse webtuiste nie. Sal dit nie glo nie. Stuur die Engels uit vir die Engelse mense wat jy ken, van die webtuiste, en stuur dit vir 10 Engelse mense wat jy ken. Daar is soveel mense in die wêreld wat Engels praat. En ek sê vir u, in tyd om te kom, as Jaffa Lewensgesondheidspaar, nie oor 100 jaar nie, gaan die Engelse webtuiste soveel groter wees, en die uitsendings as die Afrikaans. Hoekom? Want die wêreld is Engels daar buitekant. Goed, jy moet die kennisgewings met die vriende en kennisse deel, en ook 'n skryfblok en pen is baie belangrik. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jaffa, vir vanoggend dat ons met die woord kan besig wees. Dankie vir gehoorsaamheid. Die woord sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Ek wil vanmôre sê dankie dat ek kan hoor as die Ruach met my praat en my in 'n rigting inlei. Seën vanmôre u woord, spreek u tot elkeen van ons en bereik u bonatuurlike doel in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, die volk sê halleluja. Halleluja, die volk van Jafashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie weer 'n groot seën vir u gaan wees. Ja, ons is nog steeds besig met Spreuke 14, ons is nog steeds by vers 2. En gisteroggend toe vat Jaffa die hele studie net in 'n ander rigting in. Maar weet jy wat, daar gaan saad in goeie grond val, ek weet dit. Daar het goeie saad in goeie grond geval, ek weet dit. Hy sê in Spreuke 14:2, wie in sy opregtheid wandel. Dit beteken vanmôre dat ek en u is nie geroep om in 'n halwe waarheid te wandel nie. Weet jy wat, as ek moet in 'n halwe waarheid wandel, dan los ek dit eerder alles. As ek aan u 'n halwe waarheid moet verkondig, dan stop ek dit onmiddellik. Want die Bybel sê dat hy wat die geringste van my kinders laat struikel, is beter om 'n meelsteen om jou nek te vas te bind en in die see te spring. En wanneer ek 'n halwe waarheid aan u verkondig, dan laat ek u struikel. Dan speel ek in die hande van Satan in. Maar vir my en vir ons as Jafiste reg oor die wêreld, is dit of die hele waarheid of niks. So maklik soos dit. Dis of die hele waarheid of niks nie. Wie in sy opregtheid wandel. Kom ons wees eerlik met mekaar vanmôre. Kom ons laat toe dat die Ruach sy doel bereik in ons lewe. Sê vir my, as ek vir u moet vanmôre vra, wandel u in sy opregte waarheid? Jy sien, as jy die skrif lees in Spreuke 14 vers 2, daai sy moet 'n hoofletter wees. Maak hom 'n hoofletter. Wie in sy, dis Jaffa Almagtig, se opregtheid wandel. En ek en u vanmôre met opregtheid in ons harte sê, ons wandel in opregtheid in die teenwoordigheid van Vader Jaffa. Ek kan nie vir u antwoord nie.
U kan nie vir my antwoord nie. Maar weet jy wat, die Ruach HaKodesh funksioneer van hier af? Sielsdimensie. Hy weet alles. Vader Jaffa sê, voor jy iets gesê het, het hy alles geweet. So jy kan vir my lieg en ek kan vir u lieg. Maar ons kan nie vir Jaffa en Jafashua lieg nie en ook nie die Ruach nie, want hy weet alles. Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, H-E-R-E, dis waar ons gisteroggend sommer net so na die kant toe is, en so sommer net so aangehou het hierdie kant toe. So die Ruach werk. Kan die Here wees nie, ek is terug, ek gaan nou nie weer alles, Here, H-E-R-E, Koning Salomo het niks geweet van die Here nie. Maar hy het die Vader se naam geken, en het die Seun se naam geken. Anders het hy nie gevra het in Spreuke 30 vers 4, hoe is sy naam, en hoe is die naam van sy seun nie? En as jy 'n nuwe kyker is, dan wil ek vir jou sê, iemand gaan ondersoek instel. Daai vraag, dit is Pastoor Rika se skrif natuurlik. Dis wat haar tot die geopenbaarde woord gedryf het. Toe ek niks wou weet daai tyd met hom tuis nie, was Spreuke 30 vers 4. Hoekom? Want hom tuis het Spreuke 30 vers 4 in sy eie handskrif geskryf voor in die restoration of the original Sacred Name Bible wat hy vir ons gestuur het. Sy eie Bybel. Hy het dit geskryf en sy het dit gesien. En dit het haar gemotivering gedryf. Nou kom ek en sê ek, dit kon nie Here gewees het nie, wat is sy naam? En vir 'n nuwe kyker is, of 'n nuwe iemand wat hierdie woord hoor, in die begin, is dit die antwoord. Wat is jou God se naam? Antwoord hom met Spreuke 30 vers 4. Ek wil net dankie sê vir die mense wat luister. Ons het soveel mense wat skakel, wat sê, prof, ek is besig om besigheidskaartjies te maak, en kan ek dit doen, kan ek so maak, en ek gee raad, en ek probeer, soos die Engelsman sê, guide, dat ons die regte goed sit. Ek wil net sê, moenie 'n klomp inligting op 'n besigheidskaartjie sit nie. 'n klomp inligting oor die geopenbaarde name, en Elohim, en El, en Eloha, en moenie. As jy ou die ding sien lê by Spar, en hy kyk hom so, en daar's 'n klomp name en goed daarop, hy gaan dit nie eers vat nie, want hy sal skrik vir dit, want daar's soveel rubbish daar buitekant. Verstaan? Ons het op die regte tyd het Jaffa vir ons die bonatuurlike name gegee. Nou is die ouens wat so oop gaan, en die ou wil dit hê, en daai ou wil dit so, en hy verstaan, elkeen is sy eie ding wat hy traai doen. Want hulle wil nie by die woord wees nie. Hulle traai hulle eie dogmatiese ding doen. En moenie te veel inligting op jou besigheidskaartjies sit nie. Praat eerder met my, dan help ek jy. Een kant Afrikaans, een kant Engels. Hy sê, wie in sy opregtheid wandel, vrees Jaffa ons Elohim. Halleluja. Kyk hoe mooi klink dit. Wie in sy opregtheid wandel. Nou daai vrees is nie bang wees nie. Ek as 'n kind was in my lewe nooit vir my pa bang nie. Nee. Wie het bang is, jy gaan kry weg as jou pa stop, want as hy van die werk afkom. Dan sit jy agter die kamerdeur, jy klim onder die bed in. Nee. Nee. Ek was bly om my pa te sien. Ons het my pa gesoengroet van ons klein kindertjies was. En tot my pa se dood het ek hom gesoengroet. Ek was nooit bang, ek het hom nie gevrees nie, maar ek het hom gerespekteer. Die grootste agting vir my pa gehad, respek. En tog was hy ook nie 'n perfekte mens nie. Soos nie een van ons is nie. Dis die ander wonderlike ding. Ons kan dink ons is alright en nee, jy is nie regtig nie. Want die disipels sê vir Jafashua, goeie getroue meester, hy sê, "Woe, stop net daar. Daar's nie een van ons wat goed en getrou is nie, want hy was in die vlees. Dis net my vader." Terwyl Jafashua nie sonde gedoen het, die woord sê, hy het sonde geword. Hoekom? Hy het aan 'n Romeinse houtkruis gesterf. En die Bybel sê, vervloek is hy wat op 'n houtkruis sterf. So wat sê hy so?
Wie in sy opregtheid wandel, man en vrou, vrees Jahwe ons Elohim. En wanneer ons sê, hy vrees hom, dan wil ek sê, daai vrees, wil ek sê, kom ons verander. Ek wil nie sê, krap uit jou Bybel uit nie. Ek wil jy skryf daar op die kant, een kant in, respekteer hom. Nie vrees. Vrees is vir my die verkeerde woord daar. Toosjes sal hierso, is nie so lekker verstaan nie. Ek sou gesê het, hulle respekteer hom. Hulle het respek vir hom. Maar hy wat verkeerd is in sy weë, met ander woorde die sondaar, die ongoddelike, die een wat die spot dryf, die een wie in sonde lewe, die een wat sy eie ding doen, maar hy wie verkeerd is in sy weë, in sy eie weë, verag hom. Verag wie? Daai hom, kyk daar hom is 'n hoofletter H. Kan jy dit sien? Verag hom. Wie is dit? Jahwe, ons Elohim. Hulle verag hom. Hulle dryf die spot. Hulle sê, waar's die wederkom, die belofte van die wederkom, soos wat daar gepreek was 2000 jaar gelede. Ek wil sê, kom ons, ek wil dit in Engels sê, let's watch the space. Kyk na die dinge wat om ons gaan. Let's watch the space. Kom ons neem kennis van dit wat om ons besig om te gebeur. Ons lewe in die eindtyd. Ek is besig met die reeks oor die Efrat rivier en die boek Openbaring. Dit is so belangrik om die boek Openbaring te ken in die letter en in die komma en in die punte in. Ons lewe in die eindtyd, die dinge is besig om ons te gebeur. Dinge in Amerika. Alles hierdie goed. Trump en Elon Musk wat nou in hulle verhouding en eers die grootste vriende, toe nou vyande, nou word hulle weer vriende en verstaan wat ek sê? En dis nie die goed wat ons moet dophou nie, maar dit is deel van die politiek. En die goed wat gebeur. Maar een ding weet ek. My Bybel sê, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, kyk op, waar vandaan julle verlosser kom, Jahwe, julle verlosser. Halleluja. Het u wederkomsverwagting? Het u vanmôre in opregtheid 'n wederkomsverwagting? Glo u daarin, dat u glo dat Jahwe gaan kom, of hoor u maar net die mense praat van sy wederkoms? Ek wil anders stel, is u op die plek, dat as die wederkoms plaasvind, dat u kan saamgaan? Ons weet, die wederkoms kan nie nou plaasvind nie, maar die verbond is nie geteken nie. Ek preek dit goed al vir die laaste 50 jaar. Dit kan nie gebeur nie, want die laaste vredesverbond is nog nie geteken nie. Verstaan ons dit? Maar Jahwe kan kom vir ons. As ek nou 'n hartaanval kry en val vorentoe, dan kom hy vir my. Hy kom nie op die wolke nie, maar die paradysengele kom om my te haal. Hoekom? Ek is bereid. Daar gaan nie 'n doodsengel na my toe kom nie. U wat bereid is, daar kom nie 'n doodsengel jou haal nie. Nee. Waaroor sal 'n doodsengel enigiets met ons te doen wil hê? Nee, die dood is net 'n gordyn waardeur ons stap in die ewige lewe in. Ek het dit al 'n paar keer gesê. Ons vrees nie die dood nie. Ons weet wat's agter die gordyn. Ons stap deur die gordyn van die lewe in die ewige lewe in. Die gordyn is net daar om die ewige lewe van die lewe te skei. En dit word genoem die doodsgordyn. Ek verwys dit na as die doodsgordyn in die boek van die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, 'n swart boek. Ek dink ek het maandag van hom gepraat. Julle moet hom kry. Dit vat hy vrees weg, dat ek en u nie nodig het om die dood te vrees nie. Hoekom? Ons stap deur die doodsgordyn in die ewige lewe in. Maar dit is nie 'n doodsengel wat my kom haal nie.
Ons as bruid verwag die paradysengele om ons te kom haal. Miskien met 'n hemelkoor. Hoekom? Want die Bybel sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Nou ja, so die tyd ons alweer gevang, en ons is alweer van die punt af, maak nie saak nie, solank as wat Jaffa ons voed met die woord van die lewe, deur die Ruach HaKodesh. Tot môreoggend, kom ons wees die beste Jafiste wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer, halleluja.